keer gehoor op die skrif om my stem nie. Want julle sien, ek het nou alles gestem. Ek kan nie met die goed alleen doen. Meneer, ja, ek moet julle nou terugvat. Jare terug, na die tyd toen met landstrijkers aan en as 'n asper op ploeg gewerk. Dit eintlik, wanneer ek op die plaas kom in 1970, na militaire opleiding het ek saam met my vader van 'n boer op die plaas Boskop. En op daai stadium was die hele plaas onder reserveweidings. Hy het in Marines geboer. En as jy nou sê dan so uitdin dat die raak manne word dan hy haakploeg gehad het, hy kas opgehad het wat hy fyn saad mee ingeklap het en 'n bietjie dubbelsoepels gegee. Nou as die land nou so erg raak, laat die haakploeg nie meer kan werk, laat die bosse nou so pak, dat hy nog glad nie meer daar kan werk nie. Dan het hy hom omgeploeg, paar fyn geploeg, dus koring gesaai met wyn. Daar was nie 'n manier dat we Vlaams zijn. Voor mij was het baie vreemd en ek vond gevra nou, hoe kom sy so anti-saai? En sy antwoord aan my was, hy boer 40 jaar en as dat so betaal het, hy het dit gedoen. Hy doen baie beter in sy skape. So dis nou die agtergrond wat ek nou het, wat rondom saai. Ek het daar begin. So ek weet duidelik hoekom daar nie gesaai is in die Suid-Kaap nie. Nou, hy is dood in begin 76 en die draagkrag was so laag as gevolg van laag fosfaatpeile dat ek dringend moes 'n poging aanwend om van die landing rotasie te kry. En ons het begin landing in 'n taamlik bespoed omkeer. Nou die saaimasjien van daai tyd beskou ek as 'n groot oorsaak van die agteruitgang van ons gronde in daai jare. Jy moet onthou die saaimasjien het nog gekom net na die ou skorrelkaste. Die saaimasjien was toen amper so advanced soos wat die plante nou vandag is op die saaimasjien. So elke man het gesukkel om 'n saaimasjien in die hande te kry. Maar daai ding, dis nou die backsource en die messies 20 masjiene. Daai ding kon nou net 'n grond werk wat absoluut los gewerk is. Hy kan glad nie 'n grond werk wat nie los gewerk is nie. En dan kan hy op die 2 al in bestrooi lê en dan pak hy. So, wat het die boer gelaat? Het het hom gelaat in 'n situasie laat hy die land absoluut fyn moet ploeg en die moederstrooi afplant. En nou, dit is ook al middel wat hy gehad het om die onkruid te beheer, as hy ploeg. So hy was in 'n situasie gedruk, nou vandag sal die mense amper vir jou vra, maar vir watter rede het die ou mense dan so geploeg? Maar hy is in 'n situasie gewees, daar was nie spuitmiddels, daar was nie spuite nie. So, hy het die land omgeploeg, en nou kry jy hierdie somberheidjies, het hy aangehou met ploeg 3-4 maal die land om, voordat hy by plant uitkom. Nou dan is die grond so uitgedroog. Dis 'n goeie massa. So die graan kon net gebruik maak van die bietjie reën van wat hy geplant is, totdat hy goed word. En daai bietjie reën wat in daai winter val, daarvan moes hy groei. Daar was geen vog aansluiting. En nou moet jy onthou, die Suid-Kaap kry 43% van sy reën in die somer en 57% daarvan in die winter. Nou as hy nou 400 mm, ons langtermyn of 85 jaar se langtermyn gemiddeld is 400 mm in 'n jaar. Nou as jy nou 400 mm en jy gedoen daai verdeling, dan los dit jou met
100 tot 200 mm reën in die groeiseisoen. Nou as jy geen ander vog het nie, is dit 'n missus. Nou net die jare as dit in die winter meer as 200 mm gereën het hulle oes gemaak. En dan nog maar 2 ton. Want jy moet nou onthou, dis maar min vog wat daar is. So, met hierdie baie bewerking, so die grond verskriklik agteruit gegaan. Soveel so dat met elke reentjie het die lande gespoel. Jy kan dit vandag amper nie glo nie. Spoelslote, toemaak van spoelslote, was 'n algemene praktyk. Na elke reën het mense spoelslote toegemaak. Dit is die tyd wat die departement landbou duisende kilometers kontoure gemaak het in die Suid-Kaap. Om te probeer om die bodem te beskerm. En toe ek hierdie loopie geloop het, toe het ek vir die eerste keer by Paas redenasie begin verstaan. Hoekom is hy so anti-saai? En in die 80 het my broer plaas gekom, en ons het begin saamboer. Ek het die plaas langsam eerste kop gekoop. En die omstandighede was maar eintlik dieselfde. Die lande is 15, 20 jaar onder weidings gelê, bosse het hulle toegegroei. En so ons het met 'n groot wegsprong, groot hoeveelheid grond gelyk omgewerk. Om die stelsels in plek te kry. En net toe ons mooi daarmee aan die gang is, en dink ons nou, gaat nou lekker boer, toe kry ons net die 81 Lensbosse vloed. Nou, ek weet nie, jy sien baie mense wat miskien toe gronde baie intensief bewerk het, maar dit is die grootste natuurramp wat ek beleef het by ons op die plaas. Daar nag het duisende en duisende tonne grond van lande afgespoel. Dit was so erg dat bulldozers die baie oopgestoot. Gronddamme was gelyk vol water, vol grond. Nie water, grond. Lande is reggemaak met bulldozers, om weer met dit in te kan. Dit is iets verskriklik geweest. En ons het besef, dat kan en mag nooit weer gebeur. Nou, het ons by 'n kruispunt gekom. En ons het gaan sit en ons het die probleme geïdentifiseer van die Suid-Kaap. Die Suid-Kaap het ons erosie toe heel bo aangehaal. Erosie, min vog in die winters en koste so hoog as die. En daai 3 goede het ons gemaak dat ons 'n besoek. Ek het 'n besoek in Australië gedoen en gesien daar was 'n paar boere, 'n paar leierboere wat ek by was en die mense was verstom om te hoor dat ons nog ploeg. Ons het gedink daar, ek het gedink daar, maar daar is 'n manier op daai ding. En ek het resultate gesien by hulle, hoe eenvoudig hulle dit doen en hoe min mense hulle het en hoe min klippe hulle ry en die opbrengste en al die goed en wat so gefascineerd toe daarna kom het ek besef het, daar is nie ander way nie. En ek het eenvoudig implemente gekoop. Ploer dadelik gekoop. Baal, enige ding wat ons strooi wegvat. Vriendjes het dit net nie gekoop weer nie. Dat het kon brand. En omdat die hektaar so baie is op daai stadium met ons vir ons eerste agtertrekker gekoop. IH-4786 en 'n 12 meter skerisier. Nou ja, toe sit ons nou op die punt, nou moet ons nie die job doen. En toe doen ons 'n paar groot aanpassings en probleme ondervind. En een van die grootstes wat ek nooit so vergeet is, eerste nag toe ek was wakker word.
En ek hoor die trekkers loop, en ek ruik die band van strooi om te bly lê. Maar dat klink miskien belaglik of niks, maar dit was 'n verskriklike ding. Om te weet jy moet 'n job doen, maar jy moet hom op jy moet nou dit anders doen. Jy moet nou leer wag, nou 'n onkruid opkom, en dan gaan jy nou spuit. En dan gaan jy nou eers begin met iets. En dan vra die boere vir jou, hoeveel het my gevra, gaan julle nie vir ja saai nie. Jy weet dan, dat so net hulle die spuit of so, extra hoeveel. Nou, en toe gebreek die dag nou ook aan, laat ons nou moet die saaier begin. Nou jy moet onthou, daai tyd was daar nie 'n stroopel met 'n kerel nie. Daar was nie 'n stroopel wat strooi kon opslaan nie. Die meeste van die strooislaers in die dak gegaan, maar daar was ook goed brand. So, die skerriesiere het die strooi redelik goed hanteer, maar die echt was 'n verskriklike probleem. Ek kan nooit vergeet, die eerste dag toe ons nou in die saai kom, en ek sien in die trekker ligte hierdie bale goed. Hulle lyk na meesoep en die bale strooi wat deur die masjien kom, lyk na meesoep op die land. Nou jy moet onthou, dit is 'n land wat ons gesaai het in die verlede, daai tyd was ons nou so skoon soos die maar. Nou lê hierdie bale goed daar. Ek kry skoon 'n angstsweet daar in daai trekker. En nou moet jy in daai, nou pak hy dan moet jy in daai gesaides omdraai en daai bal strooi daar gaan gooi waar jy klaar gesaai het en dan maar weer insteek nog in. Jy voel jy is besig met 'n verskriklike gemors. En jy is eintlik bang, jy sien iemand en dis nie lankie toe begin die bakkie daar ry. Die mense begin daar ry langs die lande. Kom kyk hy die gemors wat die mense aanvang. Nou, gelukkig van daai tyd het ons, dis is die eerste tyd wat ons begin gas saai het in die Suid-Kaap. En daar was 'n premie op 'n verbouing van gas en ons het al ons stoppelande natuurlik toe nou gas gesaai. En gas is nogal 'n amper sê 'n wille ding. Hy het nie gemeen vir daai bale strooi nie. Hy het dwars deur daai strooi gegroei en binne 2-3 weke was daai lande toegestoot onder die strooi. En as dit dan so dat het dan toen zo lyk, ons gaan daarom eens weet. En toen ons 'n besoek in Australië weer gaan doen, en ons het die Kirby's ontdek daar, en die, wat agter in die stroopels kom, en die ketting-eers, van die Kirby's en die ketting-eers ingebring, en ons het daai probleem opgelos. En wanneer toe is die bemesting vir ons nogal 'n moeilike een. Want ons wil nie op op daai stadium groter, ons wil nie dat die saaier ons meer kos nie. Dit moet ons minder kos. En ons het maar min geweet van die opbou van die grond en daai dinge. Ons wil op die grond laat spoelie. En almal het vir ons gesê, die manne met die man nou weet, die manne met die dikbrille, dan weet ons moet luister. Vir my gesê, mamma, daai tyd toe ging ons 40 in per hektaar. Nou jy sê, man, as jy moet so spul strooi op jou lande sit, dan moet jy al so spul kunsmis meer gee. Maar daarvoor het ons die kans gesien nie. Ons het ook maar besluit, al weet ons nou 1/2 ton per hektaar minder, ons weet ten minste die grond gaan nie spoel nie. So het ons dan nou te begin en na 3 jaar, toe die voordeel nou regtig begin inkom en die terugkom van die organismes in die grondlewe en die voeding van die grond, toe groei daai gas soos jy nog nooit gas sien groei het nie. Hy het net sulke blare, en hy is so geil, dat hy 100 elmboe maak, maar hy kom nie in die aarde. Toe is die om mense te sê, hy groei om toe nou bevangen. En ek kan nou nie die storie vertel, hoe ons nou uitgekom het, dat ons veel kunsmis gee nie, dit gaat nou te lang vat. Maar ons het toe die kunsmis afgebring na 25 kg en toe. Op daai tyd een probleem was opgelos.
Maar toe bekruip daar aan het draak ons, wat ons nooit gedink het gaan kom nie. En dat was die ergste, en dat was gras. Weet jy, moet nou onthou, ons het nog nie die selectieve middels gehad, wat ons het grasse kon uitspuit nie. Ons het nie met die strooi verbrand nie, wat ons 90% van die saad doodgebrand het nie. En ons het nou ook nie geploe nie, wat jy nou persentasie van die saad wegvloe. So elke grassaadjie wat saad gegee het op die land, wat die stroper uitgeblaas het, die het volgende jaar opgekom. Nou moet ons die grasse spuit voor plante. Daar kom 'n klein persentasie op en daai tak strooi, net 'n klein persentasie op. En die spuit jy nou dood, en as hy sy miskien herdeer is, dan kom hy per. En die volgende jaar is hulle nog meer, en die volgende jaar is hulle nog meer. En in die 85, toen ons nou net gras en terug, en meer graan, die kan so soek vir hom laat is. En gelukkig ons nie meer ploeg gehad nie. En ons het ek die vroegies verkoop. Maar die versoeking was op daai stadium baie groot, en 90% van die mense het ook gesê, dis last seen nou. Gelukkig, daar het ek ook die kontak gehad, dat ek gebel het en gesê het, ek het nou met 'n groot probleem. En hy het gesê, man, jy moet die goed in die weiding spuit. Dis ook iets wat ons nooit van gehoor het, toch? En ons begin met paraquat, krijg ons gewoon ons lucerne 2 jaar voordat ons op weiding sal gaan, die gras uitspuit. Want jy weet hoe lyk die lucerne wat jy met haring gespuit het. 2 dae daarna sy spierwit. Toe al ons landboutydskrifte met foto's in van, kan 'n mens bos so doodspuit. Maar in elk geval, wanneer na dit, toe die suksese gekom. Daarna is er een sukses op die ander sukses. En toe het ons systeem ontwikkel na 5 jaar, weidings 5 jaar, graan, totdat Jacobus op die plaas gekom het. Maar net so ietsie by sê, ter afsluiting, die graan wat vir jaar in die Suid-Kaap verwens sal word, is toe te deel aan bewaringhoeder. Vir jaar soos vir jaar, sal daar nie graan verwens geword het in die oude tyd. Niks, absoluut niks. En gronderosie het so verdwyn dat niemand amper glo dat daar kon gronderosie gewees het nie. Boere maak kontoure toe. Ook te dank aan bewaringhoeder. Dankie.